Suid-Afrika se ambassadeur, Ebrahim Rasool, se tyd as ambassadeur in Amerika is teen vanaand verstreke. Volgens 'n brief van die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake moet hy teen Vrydag 21 Maart op Menseregtedag uit Washington wees. Uiteenlopende reaksie uit uiteenlopende geleedere het die naweek voortgespruit uit Amerika se aankondiging dat Rasool nie meer welkom is nie. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, het in reaksie gesê Amerika het met die skuif 'n duidelike finale streep in die sand getrek. Dr. Mulder sluit nou by ons aan. Goeiemiddag Corneille. Goeiemôre Estie en dankie vir die geleentheid. Amerika se minister van Buitelandse Sake het Rasool 'n rassistiese politikus genoem wat Amerika en vir president Trump haat. Waaruit spruit hierdie opmerking? Wel, die feit van die saak is dat daardie tipe gedrag en daardie tipe taalgebruik word dalk aanvaar as vanselfsprekend en normaal in Suid-Afrika, maar internasionaal is dit regtig lankal nie meer normaal om so te praat nie. Meneer Rasool het Vrydagmiddag deelgeneem aan 'n seminaar wat hy op Zoom deelgeneem het uit die VSA uit van die Mapungubwe gesprek wat daar basies plaasgevind het. En in daardie gesprek het hy sekere uitlatings gemaak wat uiters aanvegbaar was deur onder andere te sê dat president Trump is die leier van 'n wit supremacist beweging in die VSA wat ook dan 'n wêreldwye revolusie wil teweegbring en verskeie sulke omstrede stellings gemaak wat Amerika gesê het dankie maar nee dankie tot hiertoe en nie verder nie. En as gevolg daarvan is 'n diplomatieke nota gestuur in die Suid-Afrikaanse ambassade Vrydag vroeg aand wat die volgende prosesse dan uitgespel het. Die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA was reeds wankelrig voor hierdie voorval. Is Suid-Afrika se verhouding met Amerika nou amptelik op die rotse, Corneille? Ek sou nie sê dit is amptelik op die rotse nie, maar ek moet sê dis die heel laagste punt. Jy weet, jy moet 'n gedagte hou. Vir die afgelope 50 jaar is dit die heel eerste keer dat 'n Suid-Afrikaanse ambassadeur as persona non grata verklaar word deur 'n buitelandse land. Dis 'n departement van buitelandse sake. Dit is ongehoord. Dit is regtig die heel laagste punt wat ons nog gehad het wat die VSA betref. Dis nie finaal op die rotse nie. Dit kan reggestel word, maar dan moet Suid-Afrika en die regering baie omsigtig te werk gaan en die regte dinge doen op die regte oomblik. En dit is noodsaaklik. Ons kan nie daar sonder nie. Die VSA is ons tweede grootste handelsvernoot. Dit is die land met die sterkste ekonomie. Dis die land met die sterkste militêre vermoë op aarde. Om watter rede wil ons in konflik met hulle wees omdat ons graag wil maatjies wees met 'n paar rookstate soos Iran en noem nog 'n paar maar daarby. Nou, daar is ook diegene wat bekommerd is na hierdie skuif en dan is daar diegene wat die solidariteitbeweging blameer vir Amerika se teen Suid-Afrika stappe. Wat maak mens van die kritiek uit alle oorde en die omstandighede wat ons tans sien? Ja, dis absurd. Dit is tipies hoe dit gaan. Jy weet, dis ouens wat nou verkeerd opgetree het van die ANC se kant af. Hierdie wat nou uitspeel, is die resultaat van 30 jaar se beleid van die ANC. Onthou ons het vir 30 jaar eensydige ANC-beleid in Suid-Afrika gesien. En in daardie 30 jaar ook wat buitelandse beleid betref, het die ANC Suid-Afrika gaan posisioneer om vriende te wil wees met al die rookstate. Ons is maatjies met Cuba, ons is maatjies met Venezuela, met Iran, met Hamas. Ons is oral maatjies met die verkeerde mense. En dan moet ons nie verbaas wees as die westerse wêreld by name waar president Trump nou ook president geword het, sê ons stel nie belang hierin, julle wil ons geld hê. Julle wil ons beleggings hê, maar julle is vriende met al ons vyande. So dit kom oor 'n baie lang tyd. Nou die interessante ding is ons het 'n regering van nasionale eenheid sedert verlede jaar Junie. En mense sou wel glo dat dit nou moet anders wees, maar dit is nie anders nie. Dit is presies dieselfde. En die rede daarvoor is dat die ANC by die totstandkoming van die regering van nasionale eenheid doeteenvoudig gesê wat internasionale betrekkinge betref, bly dit die eksklusiewe domein van die ANC, wat totaal onhoudbaar is. Daardie praktyk sal moet besoek word, reggestel moet word. Hoe nou gemaak? Wat sal Suid-Afrika se reaksie wees hierop? Gaan ons nou ons ambassadeur ook uit die VSA onttrek of wat gebeur nou gewoonlik in so 'n diplomatieke geskil? Ja, wat nou spesifiek gebeur en jy daarna verwys is dat vanaand verval meneer Rasool se diplomatieke immuniteit. Van vanaand af is hy 'n doodgewone Suid-Afrikaanse burger wat as 'n toerist in die VSA is en Amerika het hom daarom 'n paar dae gegee om sy tasse in te pak. Hy moet teen Vrydag die VSA verlaat en dan sê hulle baie duidelik in 'n diplomatieke nota, hy is ook nie welkom om ooit weer in die toekoms lid te wees van 'n Suid-Afrikaanse buitelandse sake departement verhouding of verteenwoordiging in die VSA nie. In ander woorde, hulle trek 'n streep deur hom, hulle sê ons soek nie hierdie ooit weer terug in die VSA
om namens Suid-Afrika te praat nie. Nou die probleem is Suid-Afrika het nie die FSA tans nie 'n ambassadeur in Suid-Afrika wat ons dan nou in reaksie sou kon uitskop nie, en al sou ons dit doen, sou dit 'n absolute dwaase stap wees. Dit is nie asof die FSA nie absolute rede gehad het om op te tree teen Rasool nie. Wat nou behoort te gebeur is, ons praat lankal daaroor. Ek dink daar behoort 'n afvaardiging te gaan van die regering van nasionale eenheid, verteenwoordiging van die regering, teen die spoed van lig na die FSA om te gaan probeer om die lig te suiwer. Maar die vraag gaan wees, wat is die doel van daardie afvaardiging? As die doel van daardie afvaardiging is, ek is bekommerd dat dit die ANC se siening is, as die doel daarvan is om te gaan verduidelik oor hoekom niks verkeerd in Suid-Afrika is nie, as die doel daarvan is om te gaan verduidelik dat die ANC tree eintlik nie verkeerd op nie, en om te gaan probeer om die foute van die ANC reg te praat, dan sal dit geen sukses hê en die Vryheidsfront Plus sal nie deelneem aan so 'n afvaardiging. As die doel daarvan is om met 'n nuwe benadering na die FSA toe te gaan en te sê ons kom met 'n nuwe benadering, die regering van nasionale eenheid wil sy betrekkinge met die FSA herstel, wil wegkom van die persepsie dat ons eensydig met al die goggas in die wêreld maatjies is, dat ons in Suid-Afrika se belang wil optree met 'n nuwe beleid rondom buitelandse verhoudinge, sal die Vryheidsfront Plus graag daaraan deelneem, maar dit sal afhang van wat die ingesteldheid daarvan sal wees. Goed. Daar is baie grondwerk wat gedoen moet word om die verhoudings te herstel. Wie sal nou in die plek van Rasool na Amerika toe ontplooi word? Wie sal op daardie kortlys oorweeg word? Jy sien wat gewoonlik gebeur is dat jy normaalweg het jy jou diplomatieke aanstellings vir ambassadeurs, en ons het bekwame mense baie jare in die departement van buitelandse sake eers gehad, en ons het daarna by internasionale betrekkinge wat, soos die ouens sê, loopbaan diplomate is, mense wat opgelei is en hierdie jare kom. Ons het baie seker bekwame mense. Maar dan is daar hier en daar politieke aanstellings wat oor jare gemaak word, in Londen byvoorbeeld, of by die VVO van tyd tot tyd, of in Washington. Daar's seker poste wat politieke aanstellings baie keer is. Nou hier het dit duidelik gebleik dat 'n politieke aanstelling was nie 'n sukses nie, dit het Suid-Afrika bitter baie skade gedoen en ons gebrand. En ons moet bitter versigtig wees as ons 'n volgende aanstelling maak. Ek sou sê dit moet verkieslik geen politieke persoon wees met 'n hoë politieke profiel nie. Behoort 'n geloopbaan diplomate wees wat deur die ranks kom, as ek 'n Engelse term kan gebruik, en wat werk waar op die regte diplomatieke kanaal agter die skerms Suid-Afrika se saak verantwoordelik kan gaan stel. Maar dan as dit Suid-Afrika se saak, dan kan dit nie die ANC se saak wees nie, dan kan hy net self by die huis bly. Goed, ek gaan herhaal, want dit is baie belangrik wat jy daar sê, om Suid-Afrika se saak te stel. Gegeewe nou hierdie insident met die opmerking wat gemaak is deur Rasool, hoe lyk die ander ambassadeurs wat ons verteenwoordig op 'n hoë vlak? Voldoen hulle aan die vereistes, aan die nodige opleiding, en gaan daar nie weer gekyk na word na wie in daardie posisies is nie, gegeewe dat ons verhouding so wankelrig is op hierdie stadium? Dit is waar, jy is heeltemal reg. Ek dink die opleiding is nie noodwendig, die opleiding is goed, maar ek dink die probleem is dat die fokus op hierdie stadium is spesifiek uit die FSA uit, juis as gevolg van die regeringsverandering wat daar plaasgevind het met president Trump. Die Trump-administrasie kyk na ander hoek na die wêreld, en baie van die uitgangspunte daar is Amerika kom eerste en Amerika se belange kom eerste. En Suid-Afrika, die hele Trump-situasie wat my betref, is nie net gefokus op onteiening van grond nie. Ek dink dit gaan oor Suid-Afrika se uitdagende houding wat buitelandse beleid betref. Dat ons is nou die groot kampioen om Israel te wil gaan aanvat, Suid-Afrika van alle plekke, en ek dink ons betaal 'n baie duur prys daarvoor. Nou in ander gevalle waar ons ook aanstellings het, dink ek die ambassadeurs uit die aard van die saak doen goeie werk, hulle kom hulle met die mas op, en daar is nie so spesifieke fokus op waar hulle daar is nie, maar dit is 'n oproep vir Suid-Afrika om te gaan sê, wag 'n bietjie, kom ons gaan kyk net presies. Ek dink ons het gemaklik geword in ons diplomatieke verhoudinge van ag, dit maak nie regtig saak nie, dis maklik. Kyk hoe vinnig kan dit skeefloop oornag. Net so, nog Vrydagmiddag 'n toespraak gehou, Vrydag aand toe kry 'n boodskap, baie dankie en totsiens. Kusatu in die Weskaap het reeds gesê hulle staan reg om vir Rasool terug te verwelkom. Waar is ons kan spekuleer gaan daar vir Rasool plek gemaak word in die ANC-regering wanneer hy terugkeer? Is hy al berispe? Wat was die president se reaksie? Wel, die probleem is die volgende, daar is niks wat meneer Rasool Vrydag gesê het wat ek dink regtig verskil van wat die ANC se eie standpunt is nie. En toe hulle hom gestuur het in die eerste plek na Washington toe, het hulle mos geweet wat is sy standpunt. Hulle het mos geweet wat is sy benadering teenoor Amerika. Hulle het geweet wat is sy benadering teenoor Israel, oor sy pro-Hamas tipe uitsprake ensovoorts. Hulle het dit geweet. So dit was niks niets nie, en dit skep werklik 'n probleem wat hier nie gehanteer is nie. En nou moet mens gaan kyk, as jy dis hoekom ek sê mens moet regtig 'n career diplomat, soos die Engelse term is, gebruik om terug te gaan en ons belange daar te gaan beskerm.
Nou as hy terugkom, ek is bly Cosatu gaan hom verwelkom. Iemand moet hom verwelkom. Dit is goed, Cosatu kan dit sekerlik doen. Ek voorsien nie dat hy weer opgeneem gaan word nie. Onthou nou, meneer Rasool was destyds die premier in die Wes-Kaap. Daarna was hy uit die politiek gewees, daar was sekere vraagtekens gewees. Hy was voor hy hierdie aanstelling gekry het, was hy baie betrokke by die Ontwikkelingsbank in 'n senior posisie. Ek dink hy was voorsitter van die direksie van die Ontwikkelingsbank. Dit kan wees dat hy teruggaan in so 'n tipe posisie, maar ek dink nie in 'n regeringsposisie of in 'n politieke posisie of genaamd in 'n ander ambassadeursposisie sal gepas wees nie. Maar Corneille, as dit die ANC se standpunt is, gegee wat Rasool kwyt geraak het, hoe op aarde gaan ons mooi broodjies bak om verhoudinge te herstel? Ons kan nie gaan mooi broodjies bak nie. Dis hoekom ek sê as die poging is om te gaan regverdig wat in Suid-Afrika gebeur, wat onder die ANC se beleid gebeur, gaan ons 'n probleem hê. Amerika is nie dom nie, hulle gaan nie val daarvoor nie. Jy weet daai beskuldigings wat gemaak word teen Solidariteit en AfriForum is absoluut vergesog en verregaande. Solidariteit en AfriForum het die volste reg gehad om na die FSA toe te gaan. Die Vryheidsfront Plus het dit 100% ondersteun. Ons ondersteun dit op hierdie oomblik nog steeds 100% uit die aard van die saak. Dis hulle volste reg. Ons is 'n demokrasie, burgers het 'n paspoort, ons het vryheid van spraak en hulle het 'n saak gaan stel. Maar as enige iemand dink dat die FSA nie bewus was van wat in Suid-Afrika aangaan nie, dan is hulle regtig naïef. Die FSA is 'n land met verskeie moons om presies te weet wat in lande aangaan. Om nou die skuld te gaan pak op Solidariteit en AfriForum is regtig baie dik vir 'n daler as mens dit so kan stel. Dis 'n probeer om 'n afleiding te kry. So Suid-Afrika sal werklik, as ons wil sinvol weet, as ons 'n beleid nou daar gaan stel, moet dit 'n beleid wees wat voorsiening maak vir die regering van nasionale eenheid se beleid. En my argument daar nog deurlopend was, hoekom kan ons Suid-Afrika nie maar net eerste stel nie? Kan ons nie maar 'n les gaan leer by Indië nie? Indië is 'n lid van BRICS. Hulle is 'n senior lid van BRICS. Maar hulle het sopas nadat president Trump verkies is, het Modi, die eerste minister, onmiddellik Washington toe gegaan, hy het president Trump gaan ontmoet en geluk gewens en hulle daarna 'n baie omvattende ekonomiese en 'n handelsooreenkoms gesluit wat ook die lewering van wapentuig aan Indië insluit. Terwyl Indië nog steeds 'n lid van BRICS is. Met ander woorde, jy moet jou eie land eerste stel. Jy kan lid wees van allerlei verskillende organisasies en ooreenkomste aangaan, maar stel net jou eie land eerste. Maar ons probleem is ons buitelandse beleid omdat dit 'n eksklusiewe domein van die ANC geword het of hulle daarop aandring wat ons wil moet verander, is 'n ideologies gedrewe buitelandse beleid. Dit gaan oor ideologie in die eerste plek. Kameraadskap kom eerste. Beleid uit die struggle daar uitkom eerste. En die mense wat die prys betaal is Suid-Afrikaanse burgers. As dit op hierdie trant aangaan en die AGOA-ooreenkoms sou gekanselleer word, is dat mense wat op plase werk, arbeiders, dit is mense wat in fabrieke en motorfabrieke en motorvervaardiging werk, wat eenvoudig hulle werk gaan verloor. Dit het enorme implikasies. Maar die ANC lyk dit vir my bly so ideologies gedrewe dat hulle werklik eintlik op die randfiguur figureer van die internasionale gemeenskap tans. Baie dankie. Dit is Dr. Corneille Mulder, die leier van die Vryheidsfront Plus wat met ons gepraat het. Dit in reaksie van Amerika wat ons ambassadeur Ebrahim Rasool huis toe stuur.